Goeiedag aan almal en welkom hierso by ons vandag en ons is opgewonde dat julle ingeskakel het en saam te luister na die woord van die Here. Voor ons vandag begin, kom ons sluit die oë en dan begin ons op die regte manier. U my God, my Vader in die hemel, Here, ons kom na U toe vandag om vir U te sê baie dankie, Here. Dankie vir U goedheid en dankie vir U guns en Here, dankie vir U genade en dankie dat ons vandag kan weet dat U hand is oor ons, U is met ons. Here, ek bid en ek vra U dat U net ons sal praat vandag, die ons harte sal oopmaak om te kan hoor wat U wil hê ons moet sê, wat U vir ons wil sê en Here, laat ons vandag kan weet, Here, U is met ons, Here. Ons vergader vandag in die naam van Jesus Christus, nie in die naam van 'n kerk of 'n persoon nie, maar in U naam, Here, die naam bo alle name, in Jesus se naam bid ons dit vandag. Amen. 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 Daar's hy julle. Welkom hier by ons vandag en ek is opgewonde om vandag saam met julle die woord te kan deel en te kan deel wat die Here op my hart gelê het. En hierdie laaste rukkie praat die Here baie met my oor keuses wat ons maak en oor gedagtes en waar ons krag gee en wat ons nie krag gee nie en allerlei dinge soos dit. En die laaste rukkie is ek so geïnteresseerd in die boek van Deuteronomium. En ek dink so aan hoe Moses hierdie volk van Israel toespreek. Julle weet, en Moses, ons almal ken die storie dat Moses kon nie die beloofde land intree nie en dat hulle vir 40 jaar lank het hulle deur hierdie woestyn getrek en Moses moes deur hierdie tyd sien hoe generasies uitsterf en hoe mense wat saam met hom begin het en saam met hom deur die Rooi See getrek het en wat saam met hom in Egipte was en wat ook wat mag wees, hy het gesien hoe hierdie mense die laaste rukkie afsterf voor hom en ook op hierdie punt in Deuteronomium raak Moses ook ouer en hy weet dat hy gaan nie die beloofde land sien nie en dis 'n groot ding, jy weet, dis 'n baie emosionele oomblik as ek so die storie lees en ek dink vir myself hoe dit moes voel, jy weet, en hy sit hier in Deuteronomium en hy is besig om vir die volk lesse te gee en dinge neer te lê van hoe hulle moet optree en wat hulle moet doen en allerlei dinge soos dit en hy sê vir hulle goed soos hou God eerste en alles en hier in die einde van die boek in Deuteronomium 30 praat Moses met hierdie volk en hy sê vir die volgende, ek wil met julle deel in Deuteronomium 30 vers 19 en 20 wat sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek julle voorgehou. Hoor dan, hy gee vir hulle die opsie, hy sê vir hulle, hier is wat ek vir julle voorgegee het, lewe en dood, die seën en die vloek. Kies dan die lewe, sê hy, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. Hoor hy sê hy, jy weet, hy sê hier vandag, ek gee vir julle 'n opsie. Ek lê alles by julle neer vandag. Ek lê vir julle die lewe en die dood voor. Kies dan lewe. My boetie en my sussie, ek wil vandag 'n bietjie met julle praat oor hoe het ons die krag om te kies. Ons het die krag om te kies. En ek wil oor 3 areas praat vandag. Ek wil 'n bietjie praat oor ons gedagtes, ek wil 'n bietjie praat oor ons woorde, en ek wil 'n bietjie praat oor ons aksies. Want in al 3 hierdie areas van ons lewe, moet ons eintlik 'n keuse maak. Nou, wat belangrik is ons gaan begin by gedagtes, want ek ondervind hierdie laaste rukkie dat dit begin daar. Dit begin in jou hart. Wat jou hart van vol is, loop uit. Jy weet, en as jy die hele tyd negatiewe goed aanhang, en die hele tyd negatiewe goed bedink, en die hele tyd negatiewe goed krag gee in jou gedagtes, na rukkie begin dit by jou mond uitkom. Na rukkie begin dit oorspoel in die res van jou lewe, in die ander areas van jou lewe. Ek dink so aan hoe die woord vir ons leer in Spreuke, dat soos 'n man in sy hart dink, so is hy. Die Engels sê dit so mooi, as a man thinketh in his heart, so he is. En dit is vir my 'n kragtige versie, want ek begin besef wat ek gaan voer in my gedagtes, gaan naderhand 'n invloed hê in my lewe. En die Bybel gee vir ons wapens, die Bybel sê in 2 Korintiërs 10, dat ons wapens is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, en om gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan God, om gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Ons het wapens in God gekry, wat ons kan uitroep in die gees, en te sê, Here, bind vandag my gedagtes tot gehoorsaamheid aan die woord. Nou, wat ek daarby wil sê is hierdie, die Bybel sê in Johannes 10 vers 10, dat die dief kom om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus sê, hy het gekom om ons lewe en oorvloed te gee. Dis 'n belangrike stelling, want die vyand wil hê ons moet fokus op die negatiewe goed.
Ek weet nie of dit net ek is nie, dalk sukkel jy ook partykeer daarmee. Maar partykeer kan ek baie erg in my gedagtes wees. Ek kan dinge oordink, ek kan dinge te veel deurdink, ek kan dinge begin vooruit hardloop in my kop, wat nog nie eens gebeur het nie, en dan gebeur dit ook nooit nie. So, ek raak, argumentaal, was so opgewek oor iets, in my gedagtes, wat nooit eens gebeur nie. Dit gebeur nooit nie. En partykeer het jy het al gesprekke in jou kop voor dit gebeur, en dan daag jy op by 'n plek met hierdie vooraf idee van dis hoe dit gaan. En dan na die tyd besef jy dat dit het nooit so beweeg nie. Maar alles van jou aksies, jou woorde, jou lyftaal, alles, het iets anders te uitgebeeld, dat jy is reg vir konfrontasie, reg vir stry, reg vir beklei, wat ook al. Alles het begin deur 'n gesprek wat jy in jou gedagtes gehad het, wat nog nooit eens plaasgevind het nie. Dis hoekom is dit vir ons so belangrik, vir ons as kinders van die Here, om te keer, om eintlik te begin beheer en te keer wat ons toelaat om nes te maak in ons gedagtes. Sien, baie voëls vlieg verby jou gedagtes, maar jy kies wat se voëls maak nes. Die duiwel skiet negatiewe goed. Hy laat jou negatiewe goed dink, hy laat jou in temptasie dink, hy laat jou hierdie dinge gebeur. Dit gebeur, ons almal sukkel met 'n aanval op ons gedagtes, want die gedagte is 'n oorlogveld en die vyand wil dit beheer. Maar ons kan kies wat ons gaan toelaat om te groei daar. Ons gaan kies, gaan ons vrees laat groei of geloof laat groei? Gaan ons laat blydskap groei of gaan ons laat negativiteit groei? Sien, as ons te veel dwel op die ding, dan gee ons dit krag. Maar wanneer ons begin sê, Here, roep my gedagtes in gehoorsaamheid, Here, help my gedagtes te beheer, wanneer jy negatiewe woorde kry, negatiewe gedagtes kry, om dit dood te spreek, om lewe te spreek, om terug te draai en te sê, ek wil nie meer hier aan vashang nie, ek wil nie meer die hele tyd oor hierdie negatiewe goed dwel nie, dan neem ons 'n besluit om eerder op die positiewe goed te fokus. Sien, aan die einde van die dag kan jy eerder terugkyk, en jy kan al die negatiewe dinge raak sien. En op 'n einde van die dag gaan dit 'n negatiewe dag wees. Of jy kan eintlik gaan sit en besef dat daar was dinge wat goed was. En jy kan daarop begin fokus. Sien, dis klein goed. Dis klein dinge waarop ons fokus wat dit krag gee. En ons kan dit deurtrek in elke area van jou lewe. Jy kan oor al die negatiewe goed van jou werk van vandag fokus en jouself negatief maak vir die week wat voorlê. Of jy kan begin fokus op die positiewe. Jy kan begin alles wat negatief is in jou huwelik of jou verhouding sien, en naderhand gaan dit al wees wat jy sien. Of jy kan begin fokus op die positiewe goed, die dinge wat goed gaan, die dinge wat reg loop, en jy kan eerder daarop begin fokus. Dit kom alles neer op waarop gaan jy jou aandag rig, waarin gaan jy krag sit, want dit gaan naderhand begin 'n realiteit raak. Soos jy dink in jou hart, so is jy. En dit is belangrik dat ons dit besef, want daar is 'n oorlog wat aangaan. Die tweede ding waaroor ons wil praat vandag is jou woorde. Die Bybel sê in Spreuke dat die mag van lewe en dood is in die tong. Wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Sien, dis 'n belangrike ding, want wat jy gaan sê het krag. 'n Mooi ding wat iemand eendag vir my gesê het is, jy lewe vandag in die lewe wat jy geskep het met jou woorde gister. Dis so mooi. The season you're living in right now is a result of the words you spoke in the former season. Dis so mooi om te dink dat ons woorde wat ons spreek het soveel krag. Nou ek wil nie vandag sê dat jy dit of dat nie, maar ek wil vandag vir jou sê dat as jy die hele tyd negatief gaan praat, gaan jy die vrug van daai negativiteit eet. As jy die hele tyd negatief gaan dink, gaan jy die vrug daarvan eet. My boetie, my sussie, jou woorde maak saak. Wat jy sê maak saak. Wat jy sê oor 'n situasie maak saak. Wat jy sê oor jou verhouding maak saak. Daar is krag in jou woorde. Jy kan kies lewe of dood in jou woorde. En dis wat Moses vir hulle sê. Hy sê vir hulle hier, kies dan die lewe. Kies die lewe, dat jy kan lewe. Hy het dit vir ons voorgehou, kies dit dan. Moenie altyd dood praat nie, moenie altyd negatief praat nie, begin jou woorde watch. My ma het altyd, toe ek kleiner was, 'n gebed wat sy my geleer het om te bid, was om my te keer om lelik te praat, was om te bid, Here, stuur asseblief wagte voor my mond. Sit die wagte voor my mond. Sy het altyd oor my gebid.
dat die Here wagte sal stuur om my mond te beskerm. En ek glo dit tot vandag toe, dat ek bid dit en vra die Here om 'n wag voor my mond te sit. Dat ek nie die negatiewe goed sê nie, dat ek nie die verkeerde goed sê nie, dat ek nie lelike dinge sê nie, maar dat ek myself sal keer in daai oomblik en eerder positief praat oor iets. Hoekom? Dit maak nie net die situasie partykeer beter nie, maar dit maak my ook partykeer beter voel. Want dan begin ek lewe oor iets spreek in plaas daarvan om net die negatiewe raak te sien. Dan begin ek eerder sê, maar die Here kan hierdie omdraai. Die Here kan hier iets wonderliks doen. Die Here kan hier werk. Hy kan. Sy hand is nie te kort nie. En wanneer jy nie weet wat om te sê, jy begin skrif praat. Die Bybel sê, herinner die Here aan sy beloftes. Herinner hom. Moenie arrogant wees nie, maar herinner hom. Hoekom? Want dit bring vrede vir jou. Dit bou geloof in jou. Om jouself te herinner dat die woord vir ons sê, dat hy het planne vir ons vir voorspoed en nie teëspoed nie. Dat die woord vir ons sê, hy het ons geken voor ons geroep was. Hy sal die woorde in ons mond lê. Hy sal ons vir ons 'n pad maak. Alles werk ten goeie uit vir hom wat lief is vir God. Dat daar is krag in die woorde, my boetie en my sussie. Daar's krag. En partykeer weet jy nie meer wat om te sê of wat om te doen nie, maar op die einde van die dag, as jy nie weet wat se positiewe goed om te sê nie, begin die woord spreek, begin woord deel, begin sê, so sê die Here. Moenie net negatief praat nie, moenie net afbreekend praat nie, want in hierdie oomblikke van jou lewe gaan daar oomblikke wees wat jy moet geloof spreek. Ek dink aan hierdie kinders van Israel, toe hulle in die beloofde land intrek. Die eerste ding wat hulle moes doen is Jerigo fees. Dink daaraan. Hulle moes om 'n stad loop. Dink net gou, hoe verduidelik jy dit? Hoe verduidelik jy dit vir mense? Dat luister, ons gaan nie beklei nie, ons gaan nie aanval nie, ons gaan net loop. Ons gaan net gehoorsaam wees. As jy daai oomblik, wanneer jy net gehoorsaam is, negatief praat, dan praat jy jouself uit gehoorsaamheid uit. Maar wanneer jy daai oomblik sê, ons gaan dit doen want die Here het so gesê, ons gaan so beweeg want die Here het so gesê, hierdie is wat die Here gesê het, dan hou jy jouself positief. En ons almal ken die storie op die 7de dag het die mure geval. My boetie my sussie, partykeer op daai 6 dae voor die mure val, moet jy jouself positief weer praat. Jy moet jouself herinner aan die woord, jy moet jouself herinner aan die belofte, jy moet lewe spreek oor iets. Nie net praat oor hoe dit nie kan gebeur nie, maar eerder oor hoe die Here dit kan omdraai. Want die Bybel sê dat hy kan hierdie goed ten goeie laat uitdraai. Onthou, daar's krag in jou woorde. Ek het vir die stories vertel van hoe mense vir my gesê het, hulle sal nooit 'n sekere ouderdom bereik nie, en hulle het dit nooit bereik nie. Ek het vir jou stories vertel van hoe mense gesê het, dat hulle sal eendag, die dokter het gesê, hulle gaan nooit weer staan nie, hulle gaan op hulle bed dood wees, en hulle het altyd gesê, hulle gaan staan, hulle sal weer regop sit, hulle sal weer regop sit. En 'n paar weke voordat hulle oorlede is, het hulle regop gesit. Hoekom? Daar's krag in jou woorde, daar's krag in dit. Gebruik dit. Wie ook al dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. As jy negatief gaan praat, gaan jy die vrug van dit kry. As jy positief gaan praat, gaan jy die vrug van dit ook eet. Die derde ding waar ek wil praat vandag, is jou aksies. Die Bybel sê in Jakobus dat geloof sonder die aksies is dood. Ons het aksies volgens hierdie geloof nodig. Nou dit beteken, dat as ons sê ons is kinders van die Here, moet ons die aksies hê wat dit back. Maar ook, ons aksies moet geloof wys. As jy elke dag rondloop en niks probeer nie, en elke dag net rondloop met opgeblaaste gesig, en aangaan asof niks reg gaan nie, gaan jou aksies nie jou geloof begin toon nie. Maar ons moet 'n besluit maak om te sê, Here, ons wil begin optree soos dit. Ons wil begin in ons geloof en in aksie sit. En wandel in die geloof, en wandel in die geloof, en wandel nie in die wat ons sien nie, maar in die geloof, en hardloop met dit. Maar sien, partykeer sê ons 'n ding dat ons die Here glo, maar ons aksies wys dit nie. Partykeer sê ons 'n ding dat ons dink dat ons glo die Here kan iets omdraai, maar ons aksies wys dit nie. En nie omdat ons planne maak, of omdat ons dit of dit doen nie, maar alles van ons wys dat ons glo nie die Here kan dit doen nie. Ons gedagtes sê dit nie, ons woorde sê dit nie, hoe ons situasies hanteer en aanpak sê dit nie. Geloof sonder die aksies, sonder die dade is dood. Ons kort die dade van die geloof. Ons kort dit. Ons kort dit om lewe te spreek. Ons kort dit om Bybel te lees, om te bid. Ons kan nie sê dat die Here is stil, maar ons Bybels is toe nie. En ek sê altyd vir mense hierdie ding, dat die woord van die Here wil na jou toe kom, maar dit gaan nie na jou toe kom as jy nie die Bybel lees nie. Die Here wil met jou praat, maar jy gaan hom nie hoor as jy nie met hom tyd spandeer nie. Jy kort die dade van die geloof. Dis waar die krag lê, is in die toepassing van wat die Here gesê het.
So my boetie en my sussie, ek wil jou aanmoedig vandag om te sê, kom ons begin lewe kies in hierdie 3 areas. Jou gedagtes, jou woorde, jou aksies. Begin fokus daarop om lewe in dit te kies, om te beweeg in 'n positiewe manier volgens die woord van die Here. En die laaste ding wat ek oor praat vandag is hier waar vers 20 sê, deur die Here jou God lief te hê en na sy stem te luister en hom aan te hang. Die laaste, eintlik van vandag af, ek wil met julle hierdie storie deel. Hierdie hele dag praat die Here met my oor Matteus 6 vers 33. Die hele tyd kom dit op. In liedjies wat ek luister, in gesprekke waar ek is, die hele tyd kom dit op by my. Sorry julle. Die hele tyd kom dit op by my. Hierdie Matteus 6 vers 33. En ek dink vir myself, ek wonder, wat probeer die Here vir my sê? Want Matteus 6 vers 33 sê vir ons, dat soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge gaan aan jou gegee word. En ek begin besef, dat baie keer raak ons vrede so gesteel, want ons soek so erg na iets, en wanneer ons dit nie kry nie, dan raak ons negatief. Wanneer dit nie gebeur nie, dan raak ons negatief. En dit is asof die Here my net herinner het dat soek eers sy koninkryk in alles. Hang hom aan in alles. Soek sy koninkryk, soek sy geregtigheid. Begin jou dag met hom. My boetie my sê, ek dink aan hoe die Here hier met hoe Moses hier met die volk gepraat het. En ek dink hoe hy vir hulle gesê het, onthou dit, hang die Here aan, luister na sy stem, want daar gaan moeilike tye kom in die beloofde land. En net omdat jy in die wil van die Here loop of in die beloofde land is wat die Here vir jou wil gee, beteken dit nie dat dit gaan altyd maklik wees nie. Daar is uitdagings wat kom. Daar is tye waar dit moeilik is. Daar is. Maar die Here sê, Moses sê hier vir hulle, luister na die stem. So dis belangrik dat ons tyd met die Here kan spandeer om sy stem te luister. Wat doen ons dan as ons sy stem hoor? As ons hoor wat hy vir ons sê, wees gehoorsaam. Doen wat die Here sê om te doen. Partykeer soek ons sulke groot details en dan lê die details in die Bybel waar ons mense moet vergewe. Waar ons moet wandel volgens die wil van die Here. En die wil van die Here is in die woord van God gevinde. Om vriendelik te wees met mekaar soos die Bybel ons lees. Be kind to one another. Dra vrug van die Gees. Ons soek baie keer al hierdie groot openbarings en ons doen nie die klein goed nie. Ons doen nie wat openlik vir ons gesê word in die woord om te doen nie. En een van die dinge wat die Here vir ons sê, soek die Here. Soek hom eerste. En ek dink dat Moses het hierdie goed met hulle gedeel, want hy het geweet, daar gaan tye kom, soos Jerigo. Daar gaan tye kom, soos wat dit in die stad van Ai beklei. Daar gaan oomblikke kom waar dit uitdagend is, en in hierdie oomblikke het jy dit nodig om te onthou, dat jy moet na sy stem luister, jy moet gehoorsaam wees, jy moet hom lief hê, met alles in jou, hê hom lief, met al jou krag, al jou verstand, alles. En dan sê hy, hang hom aan, hang die Here aan. Hou vas in hom. Soek hom. Soek eers sy koninkryk, soek eers sy geregtigheid. My boetie my sê, ek dink baie keer is ons so gefokus om ons eie wil te kry, of ons eie dinge te wil hê, dat ons vergeet dat ons met jou eerste God se koninkryk soek in iets. Elke oomblik sê, Here, help my, dat ek U kan sien in hierdie situasie. Help my dat ek U kan ken in al my weë. Help my dat ek U gedagtes kan dink. Gedagtes van glorie, van die heerlikheid. Nie van die onheil nie. Van alles wat goed is. Help my dat ek U koninkryk kan soek. Ek dink, my boetie my sussie, die laaste ruk en dis wat ek ervaar die Here my leer is hierdie, is dat ek soek so erg wat ek wil hê. Soek eers hom, en hy sal jou wys wat hy wil hê. Hy sal vir jou bygee, hy sal vir jou bylas. My boetie my sussie, baie keer moet ons regtig net die vraag antwoord. Ons self die vraag vra en dan antwoord om te sê, soek ek regtig die koninkryk van die Here? Probeer ek regtig sy naam groot maak waar ook al ek beweeg? Ek dink baie keer mis ons dit. Ek dink baie keer wanneer ons die beloofde land kom, kan dit uitdagend raak. En ek dink baie keer wanneer ons in hierdie wil van die Here stap, kan dit moeilik raak. En dis in hierdie oomblikke wat jy moet onthou, jy moet lewe kies. Dis in hierdie oomblikke wat jy moet onthou, dat jy moet op die einde van die dag, moet jy lewe spreek. Jy moet lewe dink. Jy moet so optree, volgens die wil van die Here. En dan moet jy luister na hom. Wees gehoorsaam. Wanneer die Here sê vir jou, gaan regs, gaan regs.
Want hy sê vir jou sê stop, en hy sê nee, aanvaar dit as nee, want daar is iets anderste. Hy sien dinge wat jy nie sien nie. Wanneer die Here 'n deur toemaak, hê vrede in dit, dat daar gaan 'n ander deur oopgaan wat hy beplan. As ons bid en sê, Here, laat U wil geskied, maak die deure toe wat U wil toe hê. As hy 'n deur toemaak, moet jy hom vertrou in dit. En nie murmureer en negatief raak en dink, hy is nie lief vir jou nie, hy is. Dis hoekom hy daai deur toemaak. So my boetie en my sussie, ek moedig jou aan vandag, kom ons soek die koninkryk van God. Kom ons soek hom in sy geregtigheid. En dan wat sê die woord? Wat gaan volg, is hy gaan vir jou bylas, al hierdie dinge wat jy nodig het. Hy gaan vir die regte mense stuur. Hy gaan vir die regte werk stuur. Hy gaan jou op 'n plek bring waar jy die regte dinge gaan hoor en hy gaan jou op 'n plek sit waar mense jou gaan vat na die volgende stap toe. Hoekom? Want wanneer ons sy koninkryk soek, gaan sy wil geskied. Want dit is so mooi om te besef dat hoe meer ek die Here soek, hoe meer begin ek afhanklik raak van hom. En nie net afhanklik van hom nie, maar hoe meer wil ek net doen wat hy wil hê ek moet doen. Dan begin sy wil vir my 'n prioriteit raak. Maar wanneer sy wil nie meer prioriteit is nie, is dit omdat ons hom nie meer soek nie. Ons hang hom nie meer aan nie. Ons luister nie meer na sy stem nie. Ons het hom nie meer lief met alles in ons nie. Ek bid jy my sussie, ek wil jou aanmoedig vandag, kom ons hou die Here eerste. Kom ons verlaat nie ons eerste liefde nie. Kom ons bly by hom. Moenie iets anders te jou God maak nie. Ons maak soveel goed idols in ons lewe. Ons maak soveel goed afgode in ons lewe. Wat ook dit kan wees vandag, kan dalk jou foon wees, kan dalk geld wees, kan dalk 'n persoon wees vandag wat jy 'n afgod maak. My boetie en my sussie, kom ons sit die Here terug waar hy behoort. Eerste in ons lewe, eerste in ons finansies, eerste in ons familie, eerste in ons keuses, ken hom in al jou weë. Voor jy besluit maak, praat met die Here. Sê vir hom, Here, help my dat ek die regte besluit maak. As jy besluit maak, loop in daai geloof dat die Here gaan jou help. En as dit sy wil is, gaan die deure oopmaak. En as dit nie sy wil is nie, gaan hy jou lei na die regte deure toe. Maar my boetie en my sussie, dis tyd dat ek en jy begin lewe kies. Ons het die krag om te kies. Ons het die krag om lewe te spreek. Om ons gedagtes te bind, nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Ons het die krag om te kan beheer hoe ons optree. Om te kan beheer wat ons gaan raak sien in ons dag. En nie net rond te loop en die negatiewe raak te sien nie, maar rond te loop en die positiewe, die goedheid van God te begin sien. Elke dag, want ek sê jou vandag, dat as jy terugkyk vandag oor jou lewe, gaan jy iets vind waar jy die Here kan dankie sê. Jy gaan iets vind waarop jy kan fokus wat positief is. Maar as jy die negatiewe gaan soek, gaan jy dit vind. En die duiwel gaan dit vir jou highlight en groot maak en jy gaan dit baie meer sien as wat jy die positiewe gaan sien. Daarom het ons die krag om te kies en om te besef dat ons fokus maak saak. Ek moedig jou aan vandag. Kies die lewe. Kies die lewe. Wandel in dit. En kom ons luister weer na die stem van die Here. Kom ons hang hom aan. Amen. Mag die Here jou seën. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag verder. En mag net goedheid en guns jou volg, waar ook al jy gaan. In Jesus se naam. Amen. Dankie julle.